Exodus 33 vers 7. En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. Toe ek hierdie lees in die week, toe weet ek, Here, hierdie gebou is nie net 'n gebou nie. Hierdie is 'n plek van samekoms. 'n Plek van samekoms waar ek en jy kan kom en die aangesig van die Here te kom vind. Dis hier waar jy kan kom vanoggend en jy kan jou hart voor die Here kom uitstort, terwyl die musiek speel, die praise and worship speel, kan jy kom en jy kan jou afskakel van die mense om jou en jy kan jouself so inleef in die musiek en in die koortjie of in die liedjie in, dat jy kan Jesus ervaar op 'n bo-natuurlike wyse. Dis nie net 'n plek waar ek en jy kan kom en om 'n sitplek te kom warm sit nie. Dis 'n plek waar ek en jy kan kom om te sê, Here, ek is afhanklik van jou. Here, ek het jou nodig. Here, sonder jou kan ek nie. Here, ek kom nie uit gewoonte uit nie. Here, ek kom want ek is lief vir jou. En ek het jou nodig. En dis baie van ons vanoggend wat die Here nodig het. Baie. Daarom wil ek jou aanmoedig. Moenie die onderlinge byeenkomste veronagsaam nie. Moenie by die kerk wegbly nie. Kom na die tent van samekoms. Kom en kom soek die Here. Kom en kom vind hom. Hy ken jou hart vanoggend. Hy weet wat jy nodig het. Die Kok-familie vanoggend. Oom Henny wat nie meer met ons is nie. Sy stem gaan vir ewig stil wees. Kom ons waardeer mekaar. Want as ons stemme stil is dit vir ewig stil. En dan kan jy sê, as ek maar net is verby. Daar gaan nie, as ek maar net wees nie. It's gonna be too late. Ek het hierdie nie voorberei nie. Ek gaan jou wys. Daar staan dit. Exodus 33 vers 7 met my pen geskryf. Weet jy hoekom ek vir jou sê nie? Ek weet nie wie dit moet hoor vanmôre nie. Ons behoort nie aan 'n denominasie nie. Ek en jy behoort aan Jesus. En daarom, as inleiding wil ek jou groet vanoggend met die volgende skrif, 1 Samuel 17 vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes, wat Israel, wat jy uitgedaag het. So goeiemôre, broer, suster, as ook ons gaste. Goeiemôre in die naam van Jesus Christus. Daar's net een naam vir wie ons kan aanroep vanoggend, vir wie ons is. En daarom, dit maak nie saak wat voor jou staan vanoggend nie. Ek weet nie wat se Filistyn voor jou mag staan vanoggend nie. Finansies, huwelik, werk. Ek weet nie. Een ding wat ek weet, Dawid het die naam van die Here aangeroep. Dawid het die naam van sy God geken, Jesus Christus. En hy kon vir hy Goliat sê, die reus wat voor hom staan, jy kom na my. Jy kom na my met iets van die wêreld vir jou gegee het. Jy kom na my in vlees.
Maar ek kom na jou in die gees, want Jesus heers in my. En daarom kan ek vir jou sê, ek kom na jou in die naam van die Here, van die leerskare. Die leerskare. Kom na jou. Kan jy vanoggend in die geloof sê, ek kom na jou vanmôre in die naam van Jesus Christus? Of gaan jy wegkruip? Gaan jy weghardloop van jou Filistyn af? Wil vanoggend vir jou sê, staan op. Staan op en skud die as van jou af. Trek jou geloofsbaadjie aan en stap met jou kop omhoog. Want jy is 'n oorwinnaar. Jy hoef nie af te kyk nie. Greater is he that's in you than he that's in the world. Come on. Jy hoef nie af te kyk nie, want jy is 'n oorwinnaar. Jy kan opkyk, want jou verlossing is naby. Jesus Christus, jou God en jou saligmaker, leef. En omdat hy leef, kan ek uitsien na môre. Through it all. Oh, through it all. I learn to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Kan jy dit sê vanoggend? Kan jy sê, Here, ek vertrou jou met alles wat in my is. Oë gerig op Jesus, o kind van God. Ek is hier om jou te bemoedig, sodat jy kan sterk staan op die rots Jesus. Hoekom? Want hy's 'n onwankelbare rots. Amen. Hy is onwankelbaar. En as ek so oor die gehoor kyk vanoggend, sit ons hier, en ons sit hier in ons ouderdomme, ons persoonlikhede, ons drome, ons ambisies, en die manier hoe ons situasies hanteer, verskil. Amen. Die manier hoe jy 'n situasie hanteer, is miskien nie op dieselfde manier hoe ek dit gaan doen nie. Elkeen van ons ervaar die lewe tans op 'n ander manier. Jy ervaar blydskap. Iemand anders ervaar hartseer. Jy ervaar vrede. Iemand anders ervaar onmin en twis. Jy ervaar miskien liefde, maar iemand anders ervaar haat, verwyd. Hallo? Wat ervaar jy? Prediker 3 sê die volgende: alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te groei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver van omhelsing te wees, ver van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Som dit vir jou op. Daar's 'n tyd vir alles. So my vraag aan jou vanoggend, as familie, vriende, gaste, wat ervaar jy? Hoe hanteer die lewe jou op die oomblik? Hoe hanteer
die lewe jou op die oomblik. En ek wil vir 'n oomblik stil bly, want ek wil hê jy moet dink daaraan. Ek wil hê dat jy dit moet bepyns vanoggend vir 'n oomblik. Jy weet wat hierdie week gebeur het. Jy weet wie jou te nagekom het. Jy weet wat se blydskap jy ervaar het. Jy weet, ek weet nie. Jesus weet. En so ken hy jou hart vanoggend. Is jy regtig op die plek waar die Here wil hê jy moet wees? Voel dit vir jou of alles net verkeerd gaan? Voel jy soos die Engelse spreekwoord sê, down in the dumps? Jy sien nie kans nie. Jy wil nie meer nie. Raak so 'n bietjie aan jou? Maak so. O, jy is nog vlees. Okay. Ons kom soms op 'n plek waar ons goed sê, waar ons goed doen. En die Here sê, "Wow, regtig? Regtig? Ek is dan Jesus. Ek is dan Jesus, jou God, jou saligmaker. Ek is dan Jesus wat vir jou sê, al gaan nie deur die vuur, dit gaan jou nie skroei nie. Ek is Jesus wat vir jou sê, al gaan nie deur die water, dit sal jou nie oorstroom nie. Ek is dan die God wat dan by jou is, wat in jou leef. Hoe kan jy dit sê? Jy sien, broer, suster, dis waar ek en jy moet besef. Die gees moet sterker wees as die vlees. Maar as ons nie gaan tyd spandeer om in die gees te kom nie, dan gaan dit nie met ons gebeur soos wat dit moet gebeur nie, want dan gaan die vlees en sy gedagtes ons begin vul, en ons gaan begin dinge sê en doen, wat ons nie moet doen nie. Maar die oomblik as ons toelaat, dat die gees van God ons lei, en ons inspireer, en 'n inspraak in ons lewe doen, dan verander ek en jy. Beweeg saam met 'n klomp negatiewe mense, wat gebeur? Sê geweer? Ons begin dieselfde taal te praat, soos daai negatiewe mense. Maar beweeg ek en jy rondom mense wat positief is, dan wil ek by jou bly. Want jy bou my op en jy stig my. Jy spreek in my lewe in. My tekorte word gevul. Die Here gebruik jou om my tekorte aan te vul. Wow, ek het nie geweet ek moet dit so doen nie. Of miskien so. Die uitkyk is miskien anderste. Die plek waar jy jou tans bevind is nie die einde nie. Pastoor Iggy, asseblief. Klim op jou wit perdjie en ry, want jy weet nie wat jy van praat nie. Iemand het dit nou gesê vir homself. Regtig, pastoor Iggy? As jy maar net weet waar ek is. As jy net weet waar ek op die oomblik vasgevang is. Die plek waar jy jou tans bevind, is nie die einde nie. Dit kan. En ek sê, dit kan. Want dit is jou keuse om te maak. Dit kan die begin wees van 'n toekoms wat die Here vir jou in gedagte het. Haai, regtig? Ja. Hoekom? Want daar waar jy is op jou laagtepunt, nou kan die Here met jou praat. Want toe jy hoogmoedig was en daarbo was, kon die Here niks met jou maak nie. Want toe's jy in beheer.
Toe's jy in beheer. Maar nou kan die Here jou vorm en jou skuur en jou maak, soos hy wil hê jy moet wees. Dis hoekom ek sê, dis nie die einde nie, dis die begin. Wat die Here vir jou instoor het, en nie wat jy gedink het, jy instoor vir jouself het en vir jou toekoms nie. Hallo. Ek raas nie vanoggend hier, hoor. Ek gesels lekker. Ek gesels lekker, want ek wil jou bedien, ook wat ek ervaar in lewe. Ek het nie 'n kroon op my kop, en ek is heilig, en ek weet nie wat ek van praat nie. Ons kry ook aanslae. Ons voel ook soms down in the dumps. Maar dit is waar die keerpunt kom, wanneer ek by Jesus uitkom. En ek weet waar my krag lê. Nie myself nie. Dink jy regtig dat daar waar jy jouself nou bevind in jou lewe, dat dit die lewe is wat die Here vir jou in gedagte het? En hier kan jy vir my sê, ja, pastoor Iggy, ek is gelukkig. Ek is op die plek waar die Here wil hê ek moet wees. En daar is van ons wat so is, pastoor Leona. Daar is mense wat so dit voel op die oomblik vanoggend wat die sit. Shap. Hoe gaan dit? Shap. It's going great. Ek moet keer of dit gaan net beter. Gee my ook van daai medisyne. Ek bless jou. Ek seën jou vanoggend. As jy so voel vanoggend. Shap. Great. Ek voel goed. Prys die Here. Maar as dit nie jy is nie, wat doen jy om ook die blydskap van die Here te ervaar? Sy vrede, sy liefde, sy hoop. Hoor mooi wat ek nou gaan sê. Wat se woorde spreek jy oor jou omstandighede en oor jouself? Daar's iemand op sy toon getrap het. Hy het nie gesê eina net, gesê yes. Dis ek sy klein toentjie gewees. Sy groot toon het gesê eina. Wat se woorde spreek jy oor jou omstandighede of oor jouself? Spreuke 18:21. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wat se vrug eet jy? Eet jy vrotvrugte op die oomblik? Omdat jy so negatief is en negatief spreek die hele tyd oor jouself en oor die omstandighede. Daai vrug is definitief nie lekker nie. Dood en lewe is. Nie miskien nie. Is. Elkeen wat ek graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So mooi, die Here gee jou 'n keuse. Daar's dood en daar's lewe. As jy gaan dood spreek, gaan die vrug dood wees. En ek sien 'n pikswart vrug. Ek sien 'n vrug wat heel onder in hy sakkie was en die ander lemoene was bo-op gewees en hy stink sommer so. Né? Gaan jy hom eet? Nee. Daar kom soms 'n wurmpie ook uit. Ja. Glo my. Ek het 'n paar wurmpies nodig, ja. Om die vetjies so 'n bietjie weg te eet. Amen. Ek weet jy waar hy gaan werk hier. Of daar's lewe. Want as jy 'n lekker lemoen eet of 'n narkie eet en hy soet, kyk hierso. Dan wil jy sommer nog eene eet en sommer nog eene eet, want hy's lekker soet. Of spreek jy lewe oor jouself uit? Lewe oor die omstandighede.
Lewe oor jou huwelik, lewe oor jou finansies, lewe oor jou kinders, oor hulle toekoms. Lewe, want Jesus het gekom om vir jou lewe te gee, lewe in oorvloed. Johannes 10:10. Wat spreek jy? En dit wat jy spreek, dit gaan ook die vrug wees, die resultaat wees daarvan. So ek wil vanoggend vir jou sê, dat die Here het die plan vir jou lewe. Hy ken jou toekoms, dit wat nog moet gebeur in jou lewe. Hy wil 'n lewe van oorwinning vir jou gee. Hy wil vir jou 'n lewe van oorwinning gee. 'n Lewe waar jy die blydskap en die vrede van die Here ervaar. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Wow! Die weg op wie ons moet loop. Die waarheid, die enigste waarheid, die enigste God, Jesus Christus, niemand buite hom nie. En hierdie God wie ek aanbid, hierdie God van waar ek kan bymekaar kom in hierdie samekoms van tent, van samekoms, geef my lewe in oorvloed. Hy is die weg, die waarheid en hy is die lewe. En Jeremia 29 vers 11 en vers 12, julle moet met vers 12 op die bord ook sit asseblief, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Ek, Jesus Christus, weet watter gedagtes ek aangaande julle. Sê ons, amen, koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, wow, en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. What a mighty God we serve. Come on. 'n God wat vir my en jou vrede en nie 'n onheil wil gee nie. 'n Hoopvolle toekoms. Hy is ons hoop. Jesus is ons hoop en dis hoekom hy vir ons 'n hoopvolle toekoms wil gee. En die Here sê ook in vers 12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. 'n Belofte van die Here. Roep jy nog die Here aan? In jou kar waar jy ry, in jou stilte wees, terwyl jy vacuum, of terwyl jy musiek luister, of terwyl jy skottelgoed was, waar ook al, of agter 'n masjien, of ek weet nie, op die rugbyveld, op die tennisbaan, agter die golfstokke, met jou kleintjie in jou hand. Die Here sê hy weet, en dis die belangrikste. Die feit dat die Here weet, is die belangrikste. Omdat hy weet, nie wat mens gesê het nie, nie hoe mens jou sien nie, nie hoe mense jou trakteer nie. Die mooi woord is label nie. Want mense wil ons mos label, en dan sê hulle, het jy gesien, het jy gesien, het jy gesien. Het gaan nie oor wat hulle sê nie, het gaan oor wat Jesus Christus van my en jou dink. Dis die belangrikste. Jou omstandighede het nie die laaste sê nie. Hoor mooi, dit bepaal nie jou toekoms nie, en ook nie wie jy is nie. Ons almal gaan deur 'n vallei. Ons almal gaan deur issues in ons lewe. Maar dit moet nie jou karakter vorm nie. Dit moet nie jou mens wees verander nie. Hoekom nie? Want Jesus is jou weg, jou waarheid in jou lewe. Hy bepaal die toekoms. Hy wil vir jou hoopvolle toekoms gee. En ek en jy die keuse. Ek en jy het die keuse. Wat se keuse het ek en jy? Gaan ons bly lê? Of gaan ons opstaan? In onsself? Nee, in die naam van die Here Jesus Christus.
En dis hoekom ek kan sê in Micha 7 vers 8, wees nie bly oor my nie, oor my vyanden. So wie staan voor jou vanoggend? Wat se issue ervaar jy? Want jy kan vir hom sê, my vyandin, dat jy gaan. Moenie oor my bly wees nie, want hier kom ek. I'm rising up. Ek staan op. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in die duisternis. Hoor mooi, die Here is 'n lig vir my. Ho, prys die Here. Ek en jy het die uitkoms. Al val ons kan opstaan. Want die Here is 'n lig vir my. Die Here is 'n lig vir my. Het jy geval? Maak die keuse. Vanoggend staan ek weer op. Voel dit vir jou of jy in die duisternis sit? Ek is hier om vanoggend vir jou te sê, die Here is 'n lig vir jou. En omdat hy die lig is, kan daar nie duisternis wees nie. Klink soos 'n pak slaag. Daar gaan nie duisternis wees nie. Maar dis soms hoe ons luister, nê. En hoe ons pak slaag gekry het, dan sink dit in. Wanneer jou ma of jou pa jou pak gee, jy moet nou luister vir my. Amen. En die Here wil hê, jy moet luister vir hom vanoggend. Want waar die Here is daar nie duisternis nie. So ek ken nie jou duisternis nie. Maar ek weet van iemand wat dit ken. Wat jou gevorm het en jou gemaak het en jou gedagtes ken. Voordat jy nog iets vra, sê hy, weet ek wat jy gaan vra. En ek het op dit by die manne ook al gesê, ek verloor so 'n bietjie hare. Maar selfs die hare op jou hoof ken hy van en weet wat val. En van ons het so 'n bietjie minder as ek, halleluja. Maar moenie worry nie, die Here weet waar hulle lê. Okay? Ten minste weet hy waar dit is. But we have to glorify him. Ons moet hom eer, ons moet hom prys, want hy's die lig in my donker wees, in my stil wees, daar waar ek sit in my kar somtyds, en die liedjies speel, en die trane rol, en jy het nie woorde nie, en jy kan net sê, ek lig my hande omhoog, en Here, ek eer jou, en ek prys jou. Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Vra Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. The name of the Lord is a strong tower. Amen. Come on. Is hy nie jou strong tower nie? Is hy nie die een na wie jy toe kan gaan nie? Hy is jou toevlug van jou lewe vanoggend. Vir wie sou ek vervaard wees? Dawid staan op in boldness. Kan jy in boldness opstaan en dit verklaar vanoggend? Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die ou wat voor jou inswaai. Die Here is my lig en my heil. Ek is nie bang vir jou nie. Jy kan my inswaai. Prys die Here, Here seën jou. Amen. Jy is so excited. Ag, come on, ja, wat kom ons raak. Jesus is jou lig. Hy is jou uitkoms. Hy wil vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. Maak die keuse, maak Jesus Christus jou keuse. Amen. Maak Jesus jou keuse. As jy nog nie die keuse gemaak het om hom te dien, as jy verlosser en jou saligmaker nie, maak Jesus jou keuse vanoggend. Josef beland in 'n put. In Genesis 37. Vers 23, en toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue wat hy aangetrek het. En hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg en daar was geen water nie. Die put.
Die plek van eensaamheid, geen hoop nie, verwerping, depressie, 'n plek van opgee. Hoor jy vanoggend? Ek het aan die begin gesê, daar waar jy jouself bevind, kan 'n nuwe begin wees en nie die einde vir jou wees nie. Ek kyk te veel tennis. Sorry. Hallo. Die put waar jy jouself bevind op die oomblik. Die dinge wat ek genoem het, eensaamheid, geen hoop nie, verwerping, depressie, 'n plek van opgee. Kan jy jouself indink hoe dit miskien mag gelyk het in die put waar Josef homself bevind het? In plaas daarvan om Josef dood te maak, word daar besluit om hom te verkoop aan 'n Midianitiese koopmans vir 20 sikkel silwer. En hy gaan saam met hulle na Egipte. Vers 28 sê dit vir ons. En word aan Potifar verkoop. Jy sien, broer en suster, daar is hoop. Alhoewel hy in die put gesit het en seker gevrees het vir sy lewe, was daar hoop. Josef ontsnap die put. En dit is nie op die manier wat hy dit miskien wou gehad het nie. Maar die Here het die plan gehad. Ek sê weer, die Here het die plan gehad. Ken die Here jou en my? Amen. Ja. En daarom weet ek vandag, die Here het 'n plan vir jou lewe. Die plan hoe jy uit die put gaan kom, hang van hom af, nie van my af nie. Josef se broer, sy eie bloed wat teen hom was, wat hom wou doodmaak, hy word verkoop aan 'n klomp vreemde koopmans vir 20 sikkel silwer. Hy, sy eie bloed. Potifar se vrou het ook veroorsaak dat hy in die tronk beland. Onskuldig? Ja. Verdien hy dit? Nee. En so miskien voel jy vanoggend. Onskuldig? Ja. Verdien jy dit? Nee. Maar weet jy wat? Ek en jy is nie altyd in beheer van alles nie. Die Here bly in beheer. En ek en jy moet besef, die plan is sy plan en nie my plan nie. Hy die weg. Hy ken my hart. Hy ken ons gedagtes. Hy weet waarheen hy jou en my wil hê. Maar, ja, daar's 'n maar, omdat die Here saam met Josef was hy voorspoedig. En Potifar het dit gesien, hoe die Here Josef voorspoedig gemaak het. En wat gebeur? En hy kry guns in die oë van Potifar. En Josef word aangestel oor sy huis. Alles wat hy besit het hy aan Josef oorgegee. En daarom was Potifar geseënd in sy huis, as ook op die veld. Wow, wat 'n storie om uit te leer. Van put tot tweede in bevel. Want God het die plan gehad. Moet nooit na die einde staar nie en dink dis die einde nie. Die put is nie die einde nie. Want Jesus het nog nie op jou opgegee nie. Sy eie broers het hom in die put gegooi, sy eie bloed, maar Jesus het hom nie in die put gegooi nie. Jesus het die plan gehad en geweet hoekom hy in die put moes beland het. Sodat Jesus daardeur verheerlik kon word. So ek wil vir jou sê, wat jy dink, dit is die einde. Die put waarin jy sit, voel of lyk dit is verby. Die put is tydelik. Dit is 'n tyd waar die Here met jou wil praat, jou weer laat besef, jy het hom nodig. Hy soek jou hele hart, nie net 'n gedeelte nie. Hy wil deel vorm van jou alledaagse lewe, en nie net wanneer jy hom nodig het nie. Eina. Ons
roep soms net die Here aan wanneer ons hom nodig het. Want ons so regtig nou sê, Here, nou kan ek nie, ek het nou, jy moet nou vir my 'n plan maak, Here. Hier moet ek uitkoms kry. Asseblief, Here. Jesus het sy lewe vir ons gegee, sodat ons vry kan wees, sodat ons gelukkig kan wees, vrede kan ervaar, sodat ons hoop kan ervaar, hoop in hom. Bly by die Here, bly vertrou, bly glo, want Jesus is saam met jou en my. Opgee, is nie opsie nie. Ek sê dit weer kerk, opgee is nie opsie nie. Hoekom nie? Want Deuteronomium 28 vers 1 tot 8 sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here, jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal jy wees die vrug van jou liggaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste, en die aanteel van jou kleinvee. Geseënd sal jy wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande, wat teen jou opstaan, vir jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied, en in jou skure, in alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land, wat die Here jou God jou sal gee. Geseënd sal jy wees in die stad. Ek moet nie sing nie. Ek wil sing vanoggend. Ek sluit af. Ek is hier om vir jou te sê, staan op. Maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie, staan op. Want dit is nie verby nie. Net soos die Here saam met Josef was, so sal die Here saam met jou wees. Jy moet vanoggend die keuse maak. Niemand kan dit vir jou doen nie. Net jy kan dit doen. Die Here wil jou seën met die begeerte van jou hart. Die Here wil jou seën met die begeerte van jou hart. Wat is jou begeerte van jou hart? En terwyl hierdie liedjie gaan speel vanoggend, maak die keuse en staan saam met my. Die vraag is, kan jy nog jou hande opsteek, al het jy nie die woorde nie? Al voel jy nie so nie, is jy nog steeds dankbaar? En wanneer jy opstaan, moenie opstaan om almal opstaan nie, staan op vir jouself. Wanneer jy opstaan, besluit ek staan op uit hierdie put. Wanneer jy opstaan, staan op as 'n oorwinnaar en verklaar, ek gee nie op nie, want Jesus gaan saam met my.